Amen. Amen, liewe luisteraar, dit is vir ons aangenaam om weer te kyk na die blye boodskap. Ek het seker al baie gewonder waarom dit 'n blye boodskap is. En dit is so belangrik dat mens hierdie realiteite, basiese realiteite, sal bemeester en absoluut voordat jy enige bediening doen, net bedien in die Nuwe Testament. Die realiteit van die Nuwe Testament is God se werksverrigting. En dit is baie, baie belangrik. In die Nuwe Testament het die mens hoegenaamd geen bydra nie. Jou bydra is om te glo wat God vir jou gedoen het. En ons weet dat die skrif oor en oor sê, jy sal net deur die geloof gered word. Nie deur jou werke nie, absoluut net deur geloof. Om te glo dit wat God vir jou gedoen het, dit te aanvaar, sodat dit 'n werklikheid in jou lewe kan word. En wanneer hierdie werklikheid in jou lewe begin vorm aanneem, begin dit jou begrens. As jy byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 30 skryf die skrifte, dit is deur God dat ons in Christus is, wat nou vir ons geword het, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Hy het dit vir ons geword. Jesus het dit vir ons geword. Dis 'n ewige werklikheid. Dit kan nooit verander nie. Dit is wat die skepper van hemel en aarde het afgekom aarde toe om hierdie werklikhede te stabiliseer. En dit is so belangrik om in daardie werklikhede te bly, om te kyk dat hy die middelpunt van alles is. Soos Kolossense 1 vers 18 sê, dat Christus moet in alles die eerste wees. As die redder nie die eerste is in ons hele bediening nie, dan het ons geen bediening nie, want hy is die redder. En as hy 'n mislukking gemaak het, dan is dit seer sekerlik nie die mislukking van die mens nie. Hy het gekom en die grootste sukses gemaak, en dis daardie suksesverhaal wat die hart van die Nuwe Testament is. En dit is so belangrik dat ons inkyk in die nuwe. Ek het baie gewonder, waarom skryf Paulus in 2 Korintiërs 3, vers 14, dat as jy weer die Ou Testament lees, sal daar 'n sluier oor jou verstand wees, en jy sal nie verstaan nie. En elke mens moet dit lees. Elke mens moet daarop mediteer, en sien of hy dan vry is daarvan, en of dit vir hom ook 'n werklikheid is. En dan sien jy hoe hierdie realiteite 'n mens kan begrens, sodat jy absoluut begin in 'n werklikheid wandel. Jy weet, vroeër jare was ek die voorsitter van 'n vliegklub gewees, en ons het baie vlieëniers gehad wat ons opgelei het en so aan. En dit was so relevant. Die ouens wat nie hulle dissipline toegepas het nie, het éventueel ongelukke veroorsaak. Dit is so belangrik. As jy byvoorbeeld na 'n vliegtuig toe gaan, dan het jy wat ons destyds genoem het gebooie wat jy opsê. Jy toets die motorolie, jy toets die vliegtuig rondom die romp, sien of daar nie krekels in die materiaal of in die romp van die vliegtuig is nie. En jy toets al die verskillende vlakke. Dis 'n groot toets wat jy doen voordat jy in daardie vliegtuig klim om te vlieg. En selfs as jy in die vliegtuig is, het jy weer gebooie wat jy opsê, toetse wat jy doen voordat jy die engine aansit. En so is daar baie
toetse wat jy moet doen. En ek het baie keer vir ouens gesê, as jy saam met iemand wil vlieg, kyk eers of hy die toetse doen. As hy nie die toetse doen nie, dan moet jy weet, jy is onveilig. En hierdie realiteit geld in alle opsigte. Wanneer mens luister na prediking of mense wat oor die skrifte verduidelik of enigstens daarbey betrokke is, kan jy dadelik hoor, as ouens rond en bond kwoteer uit die Bybel uit, Ou Testament, Nuwe Testament, jy kan dadelik sien hoe verdwaal so 'n persoon werklik is in die werklikheid. Daar's nie 'n moontlikheid dat 'n mens die werksverrigting van God sal aftakel met Ou Testamentiese skrifte en verwarring wat geheers het onder Ou Testamentiese bedienaars en volke en nasies nie. Dit is so belangrik dat dissipline die hart van jou bediening sal wees. Absoluut, dat jy by die skrifte bly, en as God die redder is, dan laat jy hom toe om die redder te wees. En as hy 'n sukses gemaak het aan die kruis, dan proklameer jy daardie sukses. Jy begin nie met ander onwerklikhede van wat 'n mens gedoen het en wat hierdie een gedoen het en hoe hy nog nie sy lewe reg of hy moet sy lewe regmaak. Niemand op aarde kan sy lewe regmaak. Niemand kon sy lewe reggemaak het nie. En jy kan reg deur die skrifte kyk. As die skrif sê alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, dan het alle mense gesondig en dit ontbreek almal aan die heerlikheid van God. Maar nou word hulle sonder verdienste uit genade deur hierdie groot skepper van hemel en aarde geregverdig. En dit is so belangrik dat hierdie dissiplines toegepas word. Anders verwarre mens die mense meer as wat jy hulle bedien. Want hoe meer enige mens sorg of probeer om sy eie saak reg te maak, hoe meer verwar hy sy geestelike lewe, hoe meer faal hy daarin, hoe meer teleurgesteld, hoe meer depressief raak hy, om te dink dat hy self kan niks by redding bydra nie. En dan kyk jy na die groot redding wat vir ons gekom het, die absolute realiteit dat die mens word uitgeskakel in die Nuwe Testament. Ek haal byvoorbeeld vir u aan uit Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, weet julle nou nie, julle is nou in die Nuwe Testament, weet julle nie, dat julle het saam met Christus gesterf. Jy leef nie meer nie. Christus is nou jou lewe. Nuwe Testament. God het jou lewe tot nuut gemaak en dit is skrikwekkend as jy sien wat hierdie groot skepper van hemel en aarde vermag het aan die kruis. Dat hy die hele verlede en die toekoms, dat hy alles wat ooit sou ontstaan in daardie kruis vasgevang het en besluit het dat dit was die grootste mislukking en dit moet uit die weg kom en hy laat toe dat die hele menseras uitgewis word, sodat elke een wat nou in hom glo, in dit wat hy gaan bereik, want aan die kruis bring hy 'n nuwe realiteit tot stand. Luister net 'n bietjie hier na Galasiërs 6 vers 15. Galasiërs 6 vers 15. Hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis, enige krag, maar net 'n nuwe skepping. Dit wat hy teweeg gebring het aan die kruis. Hy het die hele menseras uitgewis,
verlede tyd, toekomende tyd, almal uitgewis en skep 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Jesus Christus kom, neem die sonde van die wêreld op hom, bring 'n nuwe skepping tevoorskyn, wat hy self is, sy eie lewe, dit wat hy in 33 jaar voortgebring het, om 100% in die wil van sy Vader te wandel, en hy skenk daardie lewe aan jou. Sê Galasiërs 2 vers 20, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat nou in my lewe. As jy nie op hierdie realiteite mediteer, die skepper van hemel en aarde, wat in jou 'n nuwe skepping tevoorskyn gebring het, of jy dit wil aanvaar of nie wil aanvaar nie, dit is 'n geskenk van God. Johannes 16 vers 9, as jy dit nie wil glo nie, is jy verlore. As jy dit glo, is dit jou eiendomsreg. En dit is so belangrik as jy inkyk en sien wat die skepper van hemel en aarde kom vermag het aan die kruis van Golgotha. As ons so in Korintiërs begin, dis so wonderlik as jy na verskillende skrifte kyk. Hy het nie net vir jou 'n nuwe lewe geskenk nie, maar hy het 'n belofte omtrent daardie nuwe lewe. As jy dit aanvaar, as jy die nuwe lewe aanvaar, jou vlees sal al die tyd nog neig na verkeerde dinge, maar in jou gees word verseël deur hierdie groot God. Die oomblik wat jy jou redding aanvaar, word jou gees verseël en geen sonde kan ooit weer in jou gees indring nie. En nou is die skrif baie duidelik dat jou liggaam word nou 'n tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 3 vers 16. In daardie liggaam woon die Gees van God. Die Gees van God is heilig en dit is julle. So dit is so belangrik dat jy die absolute afgehandelde werk van God sien in Christus Jesus. Dat jy geheilig is vir tyd en ewigheid. Nou luister net 1 Korintiërs 1, hoe dat hy daardie nuwe lewe vir jou 'n waarborg maak en gaan onderhou. Ek lees vir u vers 18:9. Hy sê, hierdie groot skepper, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van die Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou deur wie julle geroep is, tot gemeenskap met sy Seun Jesus Christus ons Here. God is getrou, hy sal nie vir jou lieg nie. As hy sê, hy gaan jou onberispelik bewaar tot die laaste dag, dan is dit wat hy gaan doen, nie wat jy moet onderhou nie. Jy glo absoluut net wat God vir jou gedoen het, en jy begin hom loof en dank en eer, dag na dag, in daardie blye versekering wandel, dat hierdie groot God is met my, so wat kan teen my wees? En soos jy absoluut sy dissipline aanvaar, begrens jy jouself, ewe skielik voel jy, ek wil nie meer die verkeerde dinge doen nie. Maar jy moet eers glo, jy moet eers 'n gelowige word. Sonder om 'n gelowige te word, om te glo wat God vir jou gedoen het, maak jy een groot mislukking. Want in Christus is daar net een realiteit wat geld. Hy sê in die 18de vers van die 1 Korintiërs, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is dit die krag van God. Ons glo wat God aan die kruis bereik het. Jy betwyfel hom nie een oomblik nie. As hy sê hy het jou sonde weggeneem, in die diepte van die see gewerp, sal daar nooit weer aan dink nie. 2 Korintiërs 5 vers 19, dan
glo jy dit, jy wandel in die geloof, al sou jou vlees jou teleurstel met tye, wandel jy in die geloof, en jy loof en dank die groot God vir sy heerlikheid. As jy byvoorbeeld kyk in die verlede van die grootste predikers, wat een enkele fout gemaak het, en hulle hele skip, die hele heerlikheid wat hulle opgebou het, stort in duie, net omdat hulle nie hierdie werklikheid geken het nie. Die vlees stel vir niks nie. As jy verkeerd gegaan het, kom jy na die Here toe en jy loof en prys hom dat hy jou gered het en dat hy jou onberispelik voor die Vader gaan stel in die laaste dag. Dit is so belangrik dat jy 'n werklike en 'n aggressiewe gelowige word in dit wat hierdie groot God bereik het vir jou. Luister net wat sê hy as jy nie in hom glo nie. Dan sê die 17de vers van 1 Korintiërs, dan sê hy, jy verydel die kruis. Jy maak die kruis van geen waarde nie. Net asof die kruis nou nie 'n waarde het in jou lewe. Jy's nou groter as dit wat God sê. Jou sonde gaan nou groter wees as die vergifnis wat hy gebring het. Mense, ons moet tot die werklikheid kom. Ons moet kom op 'n plek waar hierdie groot God die middelpunt van ons geloof sal wees en absoluut die kern van ons lewe, dat ons niks anders sal bedink nie. Die kern van ons denke sal wees absoluut, want ons weet dat die skrif sê, soos jy dink, so is jy. As jy dink hierdie groot God is 'n werklikheid, dan is hy 'n werklikheid vir jou, en jy sal in daardie werklikheid opgroei. Jy sal 'n reus geestelik word, en al die realiteite en kwaliteite van hierdie groot God sal kom om in jou te woon, want jy's 'n tempel van die lewende God. Nou kyk net in dieselfde hoofstuk 1 Korintiërs 1, kyk ons na vers 30, hy sê, maar deur God is julle in Christus Jesus. Aan die kruis het hy die wêreld in Christus gesit, die hele wêreld in Christus gesit. Almal wat nog oor duisende jare gebore sal word, almal wat duisende jare gelede gebore is, almal in Christus Jesus. En hierdie Jesus wat gekom het om vir ons te sterf en sy lewe aan ons te skenk, sy lewe word nou vir ons nuwe wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Waar kan jy op iets meer wil staat maak? Hoe kan dit wees dat jy nie hierdie realiteite wil aanvaar? Hierdie kwaliteite wat God gratis vir jou skenk. Mense, dit is 'n groot erns dat ons tot die grootste dissipline sal kom wanneer dit kom by die redder van die mens. En hoe hy dit vermag het en wat sy resultaat gaan wees in die toekoms. Dit is so belangrik, want dit sal jou stabiliseer, dit sal jou groot moed gee en absoluut 'n vaste rots waarop jy kan vertrou. Luister net wat sê Galasiërs 5 vers 1. Galasiërs 5 vers 1. Hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Wat is jy besig as jy begin sonde en ongeregtigheid en die duisternis van die duiwel? Jy's besig om die duiwel se werk op te hef en te maak asof dit 'n groot krag is. God het hom tot niet gemaak, 2 Hebreërs 2 vers 14. Tot niet gemaak vir tyd en ewigheid. Hy het geen krag en geen mag nie. Die groter een woon nou binne in jou. Nou sê Galasiërs 5 vers 1, staan nou vas in hierdie vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het.
As jy nie daardie vrymaking ontdek het nie, hoe kan jy ander mense in vryheid bedien? Dis onmoontlik. Jy moet die vryheid ondervind, jy moet absoluut sien, al maak jy die grootste fout, dan kerm en kla jy nie oor jou fout wat jy gemaak het nie. Jy kom na die Here toe in groot blydskap en eer en verheerlik hom. En sê, Here, baie dankie. As dit nie was dat U my sonde in die diepte van die see gewerp het, as dit nie is dat ek 'n ewige vergifnis by U ontvang het nie, was ek nou weer in die moeilikheid. En so sal jy van probleem na probleem na probleem gaan, as jy op jouself vertrou. Maar dit gaan nie daaroor nie. Jy moet op die Skepper van hemel en aarde vertrou. Die een wat jou in jou moederskoot aan mekaar geweef het. Jy moet op hom vertrou. En as jy absoluut jou geloof en vertroue op hom sit, sal jy gou sien hoe jy van een oorwinning na die ander gaan, om absoluut in die volheid van hierdie God se werksverrigting te lewe. Hy is so getrou. Hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Luister net 'n bietjie wat sê Kolossense 1 vers 21 en 22, ek dink. Hy sê vers 21, Kolossense 1 vers 21, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Jy het al 'n leeftyd agter die rug wat jy in dwaasheid en sonde en ongeregtigheid en onkunde geleef het en selfs gepreek het, vir jare gepreek het in onkunde. Hier kom hierdie groot God en hy sê vir jou, daardie verlede, luister mooi, hy sê, ek lees weer vers 21, hy sê ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Dit is so krities as jy sien, dis 'n jou toekoms is 'n afgehandelde storie, want God is nie in tyd nie. Hy weet waar jy begin, hy weet waar gaan jy eindig. En as jou geloof in hom eindig, is jy so veilig as wat jy ooit kan wees. En dit is daardie wonder van wonders waarin jy daagliks kan lewe. 'n volheid wat vir jou gekom het. En ek wil u aanmoedig, asseblief, kyk na die Nuwe Testament, kyk na hierdie skrifte wat ek genoem het, en maak seker, vra jouself af, wees leerbaar, en kyk na hierdie realiteite, sodat jy absoluut in die vryheid kan staan, waarmee hierdie groot God jou kom vrymaak het. Amen.